Soms laat die lewe ons so op 'n drempel staan, so 'n tyd van tussenin wees. En die afgelope maand was nou nogal so vir my, dit was die laaste maand wat ek leraar by 3 Anker Baai is en ek skuif van my af na die Grote Kerk toe. En hierdie maand was so tussenin gewees. Ek kyk terug na klomp dinge wat gebeur het met hartseer dat dit verby is en ek kyk vorentoe met opwinding, maar ook onsekerheid vir dit wat voor lê. Nou hierdie gevoel van tussenin wees, is 'n gevoel wat elkeen van ons al gehad het. En dit is ook 'n gevoel wat die disippels gehad het, wat die opstanding van Christus beleef het, wat nou vra, maar waartoe nou? Wat moet ons nou doen? Dit is ook waar die gemeente in Efese hulle self bevind. Hierdie tussenin ruimte, hierdie op die drempel staan. En dis aan hierdie gemeente waaraan Paulus dan skryf. Ons is besig met 'n reeks deur Efesiërs. Die reeks se naam is Wakker Word, is geskryf na aanleiding van Eugene Peterson se boek Practicing Resurrection. Ons gesels oor wat dit beteken om die opstanding te lewe. Kom ons lees saam uit hoofstuk 1 vanaf vers 15. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Efesiërs 1 begin met hierdie groot openbaring van God en sy storie en sy plan. En dit begin deur Paulus wat sing. Hy sing 'n loflied om die geheimenis van God se plan in hierdie wêreld te eer en om dank daarvoor te betoon. Deur middel van hierdie loflied prys hy die Here en hy sing tot hom en hy sing tot sy almag, die geheimenis wat deur Christus aan ons openbaar is. En dan in vers 15 sê hy hierdie woorde, om daardie rede. Na aanleiding van hierdie groot verhaal wat aan ons openbaar is, dat Jesus aarde toe gekom het, en dat hy hier kom sterf het vir ons, maar die storie nie daar eindig nie, hy het ook opgestaan uit die dood. Daardie groot plan van God, as gevolg daarvan, om daardie rede. En dan gebeur 3 dinge. Paulus begin deur dankie te sê, hy begin met danksegging, en dan gaan hy oor na gebed, hy doen voorbidding, en dan eindig hy die stuk af met 'n geloofsbelydenis. Met die danksegging begin Paulus deur vir Jesus en vir God dankie te sê vir al die heiliges in Efese, die gelowiges van Efese. Nou dis baie interessant, hierdie woord heilige is baie meer algemeen in die Nuwe Testament as die woord Christen. Die woord Christen word eintlik net 3 keer in die hele Nuwe Testament gebruik en nie een van daai kere is dit Paulus nie. Paulus is lief daarvoor om die gelowiges heiliges te noem. Nou ons het dikwels 2 assosiasies as ons dink aan 'n heilige, ons dink aan hierdie groot geloofsfigure, ons dink aan iemand soos Moses, ons dink aan iemand soos Jesus, of iemand soos Desmond Tutu, aan hierdie mense wat op een of ander status bereik het in hulle geloofslewe.
Die ander assosiasie wat ons het, is dalk om te dink aan iemand wat voorgee, asof hulle baie heilig is. Ons gebruik eintlik die beskrywing as 'n ironiese beskrywing van iemand. Maar in die Bybel, veral wanneer Paulus praat van die heiliges, dan gebruik hy dit deur te sê, nommer 1, hierdie groep mense is uitgekies, hulle is erfgename, hulle is spesiaal en dit is wat hy sing ook in die begin van Efesiërs 1 in die brief. En tweedens, heiligheid het nie soseer te doen met die mense nie, maar met God. Met ander woorde, omdat God heilig is. Omdat ons aan hierdie God behoort, is ons ook nou heilig. En hierdie identiteit is verskriklik belangrik. Paulus wil eintlik bely en sê, boven al jou gedagtes en al jou drome en al jou tekortkominge en alles wat jy reg doen en alles wat jy verkeerd doen, is die waarste ding wat hy van jou kan sê, dat jy 'n heilige is, omdat God jou heilig noem, omdat God jou uitgekies het, omdat jy sy kind is. Jy is heilig, want God is heilig. Hoekom is hierdie nuwe titel of hierdie nuwe identiteit belangrik? En Paulus sê, omdat julle nou heiliges is. Omdat julle reeds kennis dra van God. Nee, die geheimenis is aan julle geopenbaar. Kan Paulus dan nou bid vir geestelike wysheid en dat ons kennis sal vermeerder. Is vanuit hierdie identiteit dat Paulus dan hiervoor kan bid. Nou wanneer Paulus bid vir geestelike wysheid en kennis, dan bid hy nie eintlik soseer vir logiese of rasionele kennis nie. Hy bid eerder dat ons hierdie God moet kan herken. Baie belangrik, die Grieks verwys nie net na rasionele of logiese kennis nie, maar na herkenning. En daarin gesetel is eintlik vertroue. Nee, dat ons verhouding met God sal verdiep. Dat ons nie net 'n klomp dinge oor God sal weet nie, maar dat ons hom persoonlik sal ken. En daarom bid Paulus dan oor die hart, dat die oë van ons hart verlig sal word. Nou, anders as hoe ons vandag dikwels dink oor die hart, as die plek van ons emosies, ons sê ons is hartseer, of ons is verlief of so, in daardie tyd het die hart eintlik maar verwys na jou sentrale mens wees, jou binneste, daar waar jou gedagtes en jou emosies en jou intellek vandaan kom, eintlik die sentrum van wie jy is. En hierdeur kan ons dan 3 dinge spesifiek herken. Paulus wat bid dat ons geestelike kennis en wysheid, ons herkenning van God, sal versterk sodat ons die hoop van sy roeping kan sien. Sodat ons die rykdom van sy erfenis kan beleef, sodat ons die grootheid van sy mag kan aanskou. Paulus beëindig dan hierdie stuk met geloofsbelijdenis. Dis sy reaksie, sy antwoord op hierdie groot plan, die storie, die geheimenis wat nou bekend gemaak is deur Christus. Ek dink Paulus help ons in hierdie tussenin spasies in ons lewens, hierdie oomblikke waar ons op die drempel staan, deur vir ons iets te sê van nommer 1 die belangrikheid van gebed, en nommer 2 'n paar dinge te sê oor gebed. En hierop wil ek gou stil staan. Paulus help ons om te besef dat gebed baie eenvoudig eintlik is. Gebed gaan nie oor die mooi klomp woorde sê of die regte woorde sê nie. Gebed gaan eintlik bloot oor ons onsself binne die groter werklikheid van God se plan en God se verhaal te plaas. Te sien wat ons nog nie van tevore gesien het nie. Gebed gaan nie net oor ek wat vir God kom soek nie, maar om eintlik bewus te raak oor die feit dat God vir my kom soek. Dink maar net oor hoe jou dag sou verander as jy in die oggend sit en net bewus word van die feit dat hierdie dag aan jou gegee is. Dat God jou kom soek in hierdie dag. Hy wil jou kom besoek.
dat hy agter jou aan is en dat hy vir jou 'n nuwe naam en 'n nuwe titel gegee het, dat jy 'n heilige van God is. Dis die eerste ding oor gebed. Dit plaas ons bloot binne die groter werklikheid van God se verhaal. Die tweede ding is dat gebed dan vir ons soos 'n venster word. 'n Venster wat ons kan oopmaak en die vars lig daar buite in ons lewens inlaat. Dit kan ook 'n venster wees wat ons kamers en ons binneste kan verlig. Een wat ons harte kan aanwakker, ons oë kan oopmaak. Soos ek dikwels maar beleef as ek kyk na hierdie vensters agter my in die gemeente. Omdat ons nou in die nuwe werklikheid staan en met nuwe oë na die wêreld kan kyk, kan ons ook getuig van God se krag en die krag van gebed. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Daardie krag dat dit in ons leef en als en almal vul. Ek wil graag weer hierdie gebed bid vir jou. Kom ons sluit die oë. Ek bid dat God, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir jou dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. En dat die oë van jou hart verlig mag wees, sodat jy kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons en vir jou, wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. Mag jy weet dat hierdie vorm van gebed met jou hele lewe mag verweef. Mag jy deur die krag van die openbaring dat weet dat God nog altyd vir jou kom soek. Mag jy troos vind in die tussenintye van jou lewe en weet dat God vooruit gaan. En mag jy weet dat jy heilig is, jy is gekies, jy is 'n erfgenaam, jy is 'n kind van God. Amen.